Nou is hy daar as ek kan. Dankie Johan. Goeiemôre gemeente. Dis my weer lekker om vanoggend hierso by julle te wees met op so 'n koue oggend. Ek dink die winter het offisieel vir ons aangebreek. Maar ek groet julle vanoggend met die bekende seëngroet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil graag ook dan vir nou ook vir ons 'n geleentheid gee, ook vir 'n oomblik van stilte, om ook 'n gebed op te dra aan die Here. Kom ons wees stil. Dankie Here dat ons in U teenwoordigheid kan wees en saam as broers en susters in Christus vanoggend U naam kan grootmaak. Dankie Here vir die liefde wat U vir ons het, die genade wat U elke dag vir ons so ryklik gee. En ek vra dat ons dit ook sal uitdra in die wêreld waarin ons leef. Ek bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U genade. Amen. Gemeente, ek vra dan dat ons nou sal staan vir ons lof en aanbidding. Ons sing vanoggend 3 liedere. Here, ons sal U loof en ons Vader, ons eer U. En dan sal ons ook sit vir ons laaste lied, Laat hierdie vrede deur my vloei. Kom ons sing saam.
Here, ons grootste wens en ons grootste hartsbegeerte, Here, is om verander te word soos U was. Here, ek vra dat U deur ons lewens ons sal leer en kom wys hoe U wil werklik hê ons moet leef. Ek bid en vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, ek wil vanoggend vir ons ook die wet voorlees vanuit 1 Johannes, hoofstuk 4, 18 tot 21, is ook daar vir julle op die bord. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer, wat hy sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê, wat hy nie sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Kom ons antwoord met ons skuldbelydenis, ook die volgende lied, alles is genade, terwyl ons ook so sit. Kom ons bid saam. Dank Here vir die groot genade wat U het vir ons. Dat U ons sonde skoon en weggewas het. Dank Here vir die wonderlike geleentheid wat ons kan hê om in 'n verhouding met U te staan. Om rein verklaar te word, net omdat ons glo. Here, ek vra dat U deur die Heilige Gees ons konstant sal verander om vernuwe te word deur ons denke. Om ons vlees agter ons te los en U Gees elke dag meer en meer op te neem in ons lewens. Ek vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U genade. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte vanoggend is Romeine 8 vers 3 tot 11. Romeine 8 vers 3 tot 11. Romeine 8, 3 tot 11. Terwyl julle ook so soek, wil ek ook vir julle so graag bietjie agtergrond gee oor hierdie boek. Dit help ons net bietjie om te verstaan die konteks waarin hierdie mense geleef het en ook hoe hulle leefwêreld gelyk het in die tyd toe Paulus hierdie brief oorspronklik geskryf het. Die brief van Romeine is een van die belangrikste boeke in ons Nuwe Testament. Dit is geskryf deur die apostel Paulus. Dit is waarskynlik geskryf tussen die jare van 56 tot 58 na Christus op sy 3de sielingsreis, terwyl hy in die stad van Korinthe gebly het. Die agtergrond van die brief is gewortel in die historiese en die kulturele konteks van die Romeinse ryk gedurende die 1ste eeu. Die stad van Rome in hierdie tyd was 'n floreerende metropool en was die hoofstad gewees van die Romeinse ryk, wat destyds die dominante politieke en militêre mag was in die wêreld. Paulus het die brief aan die gemeente in Rome geskryf om sy leringe vir hulle oor te dra aan gelowiges. Hy het nog nie die gemeente in Rome besoek nie, maar sy hartse begeerte was om eendag daar te kan gaan kuier. Die brief is omvattend
en som Paulus se hele teologie op, al sy leerlinge, hoe hy sonde verstaan het, verlossing en regverdige deur geloof. Die brief is ook opvallend vir sy fokus op die verhouding tussen Jode en heidene in die vroeë kerk. Paulus beklemtoon dat beide groepe gered word deur geloof in Christus en in hom is hulle almal verenig, ongeag hulle kulturele of hulle godsdienstige agtergrond. In Rome was Christene dikwels met agterdog en selfs vyandskap beskou deur beide die Joodse gemeenskap wat hulle gesien het as sketters en die Romeinse owerhede wat hulle gesien het as 'n moontlike bedreiging vir die stabiliteit van die ryk. Dit het gelei na af en toe vervolging van Christene, insluitend tronkstraf, marteling en selfs die dood. Ten spyte van hierdie uitdagings het hierdie Christelike gemeenskap in Rome gegroei en floreer. Baie gelowiges het tot geloof gekom deur die prediking van Paulus en ander sendelinge soos Timoteus, en hulle was daartoe verbind om hulle geloof te gaan uitleef en die evangelie te gaan versprei in hulle dorp. Die kerk in Rome het waarskynlik bestaan uit 'n diverse groep mense, insluitend Jode en heidene, slawe en vrye mense, mans en vrouens, almal verenig deur hulle gemeenskaplike geloof in Christus. Kom ons lees saam daarvan vers 3 af. Ek lees vir julle die 2020 vertaling uit, as dit so 'n bietjie anders te klink. Dit waartoe die wet, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel. Die vereiste van die wet in ons vervul kon word, ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Christus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Ons lees net tot daar. Hoe besonder is hierdie gedeelte nie? Dit sê vir ons alles wat ons glo, die opsomming van die evangelie waarin ons glo. Hierdie brief van Paulus is besonder oor die rede dat ons die Triniteit hier in aksie kan sien. Dat God sy eie seun vir ons stuur in ons gestalte. Ons sien die Gees as die agent wat die verandering bring. Ons was eens dood deur ons sondige natuur, maar nou lewend gemaak deur die Gees op grond van ons geloof. Verder sien ons die sterk kontras tussen die vlees en die Gees. Die gedeelte kontrasteer die lewe wat gelei word deur die Gees en die lewe wat beheer word deur die sondige natuur. Volgens die volgende idee wat Paulus in hierdie gedeelte by ons ook wil herinner, is aanneming. Dat deur geloof ons aangeneem word deur God as sy kinders. Paulus eindig hierdie hoofstuk 8 met die versekering van ons geloof in Christus en die hoop
wat dit ook vir ons bring. In vers 4 lees ons van hierdie kontras tussen die lewe van die vlees en die lewe volgens vlees, teen die lewe volgens die gees. Hierdie vers beklemtoon vir ons die verskil in hierdie twee tipe leefwyses. Die een is 'n lewe wat totaal en al gelei word deur ons eie begeertes, deur ons eie liste, glad nie bekommerd is oor ander nie, nog minder ons naaste. 'n Totale lewe gedryf vanuit die eie ek, die self, my agenda en my aansien. Paulus herinner ons dat daar 'n alternatief is tot hierdie lewe. 'n Lewe wat veels meer geluk bring, nie net vir ander nie, maar ook vir jouself. Dit is 'n lewe wat gedryf word deur die Gees. Dit is 'n lewe wat geluk en vrede bring. Die gelukkigste mense in die wêreld sê, of die rykste mense in die wêreld sê, dat alles wat hulle gekry het in hulle lewe, kom nie by die geluk wat hulle kry, wanneer dit wat hulle het, deel met ander mense nie, met hulle geliefdes. Dit is wat vir hulle die meeste geluk bring, om dit wat hulle het, ook te kan uitdeel. In my familie het ons 'n sêding wat so gaan: as jy met 'n toehand leef, kan jy niks ontvang nie. Dit is die gesindheid wat meeste bekende mense en die gelukkigste mense in die lewe meer deurgaan. God gee vir ons met 'n oop hand, sonder prys of voorwaarde, die voorreg om in 'n verhouding met hom te leef. Dit is deur hom dat ons geluk vind in die lewe en ook vrede wat ons net kan beleef in 'n verhouding saam met hom. Die rol van die Heilige Gees in hierdie proses is wonderlik. Niks van hierdie verandering wat plaasvind binne ons is moontlik sonder die Gees van God nie. Ons moet ook onthou dat die Gees wat binne ons aan die werk is, dieselfde Gees is wat Christus opgewek het uit die graf uit. Dit is die krag van die Gees wat ons binnekant ons dra. Die Gees wat Christus opgewek het, is dieselfde Gees wat aan die lewe is binne in ons. Hoe asemrowend is dit nie? Ons het nie 'n minder sterk Gees ontvang nie. Nee, ons het presies dieselfde Gees ontvang wat Christus opgewek het uit die dood. Dit is wat Paulus gelowiges hiervan herinner. Dis die Gees wat die nuwe lewe in Christus verwek en ons bemagtig om vir hom te leef. In Handelinge 1 vers 8 sê dat julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees vir julle kom en julle sal my getuies wees tot die uithoeke van die aarde. Dis die Gees van God wat vir ons die krag gee om sy woord en sy lewe te leef. Verder in hierdie gedeelte herinner Paulus ook gelowiges aan die belangrikheid om die dade van ons liggaam dood te maak. Ons moet ons sondige begeertes van die vlees doodmaak. Dit is die verskriklikste, moeilikste stryd wat ons in ons lewens sal ingaan. Dalk die moeilikste ding wat ons in ons lewe ooit sal aanpak, is om ons sondige natuur te oorwin. Ons sal ook nooit werklik ons sondige natuur kan oorwin nie. In my eie lewe het ek baie keer probeer uit myself uit my sondige aard te los en te laat sterf. Nie eers skuldgevoel het my gehelp om dit te oorwin nie. Maar die verskil het gekom toe ek nie meer probeer dit alleen oorwin nie, maar God gevra om my te help my vlees te oorwin. Verandering van ons vlees gebeur nie sommer oornag nie. Dit gaan soms vat dat ons nog 'n paar keer gaan ingee, maar met die verskil nou dat ons ons sondes bely, daarvan bekeer en met behulp van die Gees van God dit ook verander. Bely en bekeer is baie interessante konsepte in ons Bybel. Ons kan nie bekeer van ons sonde as ons nie werklik jammer is daarvoor nie. En saam met belydenis kom ook trane en diep hartseer oor wat ons verkeerd gedoen het. En ons bekering gebeur saam met God, dat hy genade
aan ons ook wys. Hierdie verandering vra dat ons onsself daagliks sal verloon en ons oor te gee aan die leiding van die Heilige Gees. Die Gees sal ons hele lewe, ons sondige natuur vir ons openbaar. Al die intensies van ons harte vir ons sal openbaar. Ons ware intensies en dit ook aan te spreek en te sê, dit is nie in lyn met die Gees nie. Die Gees sal ons hele lewe, ons sonde vir ons openbaar. Maar hy openbaar dit nie net vir ons nie. Hy is saam met ons in daai proses om dit ook te kom verander. Is die Gees wat ons help om te verander. Die gedeelte in hoofstuk 8 gee ook vir ons sekerheid van ons redding in vers 15 tot 17. Die vers herinner gelowiges dat ons in die huisgesin van God aangeneem is. Ons is sy kinders, ons is God se kinders. Dit verseker ons dat ons syne is en dat ons eendag die ewige lewe saam met hom kan ingaan. Ek weet as baie van ons hierso wat hier sit, terugkyk op ons lewens, hoe ons groot geword het en alles wat ons deurgegaan het, ons eie sondige natuur ook beleef, is die persone wat hier sit, hopelik anderste as die mense wie ons was. Dit alles gebeur deur die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Omdat God ons aangeneem het in sy huisgesin, gee dit vir ons die versekering dat ons syne is. Dit is die Gees wat ons ook verander en ook daagliks laat groei in kennis van God. Hoe kan ons die waarhede van Romeine 8 in ons lewens vasmaak? Die eerste punt daarby, toepassing, Pottie, is om oor te gee aan die Heilige Gees. Soos die gedeelte beklemtoon, word ons geroep om volgens die Gees te lewe, nie volgens die vlees nie. Dit beteken om ons begeertes en ons wil oor te gee aan die leiding van die Heilige Gees. Ons kan dit doen deur gebed, die Bybel te lees en die leiding te soek van volwasse gelowiges. Weerstaan die vlees. Die gedeelte herinner ons daaraan dat ons geroep is om ons sondige begeertes van die vlees dood te maak. Dit beteken om 'n doelbewuste poging aan te wend om ons versoekings te weerstaan en in gehoorsaamheid aan God te leef. Ons kan dit doen deur belydenis van ons sonde, verantwoordbaarheid aan ander gelowige en praktiese veranderinge in ons leefstyl. Soek sekerheid van geloof. Die gedeelte beklemtoon die versekering wat ons as gelowiges in Christus het. Dit beteken dat ons verhouding met God moet verdiep in groei en begrip van sy kennis en sy liefde en genade. Ons kan dit doen deur gebed, Bybelstudie, gemeenskap met ander gelowiges, leef met hoop en vertroue. Die gedeelte spreek van hoop en vertroue wat ons in ons redding kan hê. Dit beteken om 'n gevoel van doel te hê, betekenis vir die lewe te hê, dat ek hier is om 'n ligdraer te wees van Christus in hierdie wêreld. Ons kan dit doen deur op God se beloftes te fokus, en daar is so verskriklik baie. Een wat ek nou kan onthou, wat ek het Vrydag hierso by Laerskool Goede Hoop vir hulle paasdiens gehou, en een van daai waarhede was is dat Jesus of God ons nooit alleen los nie. Dis een van vele beloftes wat Christus aan ons maak. Ons kan dit doen deur op God se beloftes te fokus, om 'n dankbare hart te kweek en uit te sien na die toekomstige heerlikheid wat op ons wag. Deur hierdie konsepte op ons lewens toe te pas, kan ons groter vryheid, vreugde en vrede ervaar, terwyl ons aktief probeer om vir God
te lewe en hom te eer in alles wat ons doen. Om dit dan meer prakties te maak, loop soos Jesus sou loop. Peripateo is 'n Griekse woord wat beteken om te loop. En Paulus gebruik hierdie woord in vers 4 om te verwys om te loop in navolging van Jesus Christus se voorbeeld. Doen die dinge wat Jesus sou doen. Dit is wat die Gees se poging is in ons lewe. Kom ons laat toe dat die Gees dit verwek in ons lewens en dat ons sal leer deur ander gelowiges hoe 'n lewe lyk van gehoorsaamheid aan God. Ek wil graag afsluit met 'n uittreksel uit 'n dokumentêr Sydney wat oor die lewe gaan oor die akteur van Sidney Poitier wat hy vertel wat sy ouers se invloed was op sy lewe. Hierdie is 'n praktiese voorbeeld van die woord peripateo wat ons in hoofstuk 8 vers 4 kry. Die Gees wil ons laat loop soos Jesus deur sy voorbeeld te volg. Kom ons kyk saam. There was very little schooling, very little. Everything I knew in terms of values, in terms of right and wrong, in terms of who I was, value-wise, had to come from my parents. I was always watching them, their treatment of each other, how they cared for each other, how they behaved with their friends, how they behaved with other people in the village. And I would behave as close to that as I could because I would see the results of their behavior. Net soos hy sy ouers se voorbeeld gevolg het, hoe meer kan ons doen met Christus se voorbeeld in ons wêreld? Sy voorbeeld van genade, vrede en liefde. Mag ons Christus se voorbeeld volg, mag hy ons voorbeeld wees en ook bly. Amen. Here, dankie vir u woord en die kosbare waarhede en herinneringe wat dit by ons kan los. Dankie Here vir die liefde wat u vir ons het. En Here, ek vra dat u deur die Gees ons elke dag sal kom vernuwe. Ons sondigheid vir ons sal openbaar en hand aan hand saam met ons dit ook te verander. Here, ek vra, leer ons om te leef volgens die Gees en daagliks te sterf aan ons vlees. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil ook dan nou graag vir julle ook geleentheid gee ook vir offergawes. Dankie Tannie Elise. Ek wil ook net sê, Rochelle het vanoggend sy instap gehoor, sy met klavier speel, so baie dankie, Rochelle.
gou dat hulle klaar maak. Op het hart genoeg. Okay. Kom ons sluit net die oë. Ons Hemelse Vader, ons sê vir baie dankie vir hierdie dag wat U aan ons gegee het. Dankie dat ons hier in U huis kan wees en na U woord kan luister. En vul ons met die Heilige Gees sodat ons deur hierdie week kan gaan. En ons sê baie dankie vir hierdie offergawe wat ons kan insamel en laat dit aangekoop tot U eer te Here. Ons wil dit nie net as ons dit doen, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Amen. Gemeente, ek vra dat ons nou ook dan almal sal saam staan vir ons slotlied, Neem my lewe, laat dit eer. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, deur die werking van die Heilige Gees, by elkeen van julle wees. Amen. Totsiens en ek hoop julle almal 'n geseënde week.